Hoekom die tema 'n uitdaging vir elkeen van ons? Die uitdaging, geliefde broer en suster, is om te leef vir God. Die Here sê vanoggend vir ons in vers 10, en ek vertaal dit nou sommer vrylik in my eie woorde, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee. Ek wil vir julle 'n verwagting gee. Ek dink so vroeg in die jaar is dit logies dat ons as gelowiges graag by God sal wil hoor wat hy vir ons in beplanning het. Miskien is dit uit ons eie ongeloof, maar beslis is daar geen manier hoe ons sal weet wat op ons wag nie. Ons wil tog vertrou dat ons nie bang hoef te wees vir dit wat ek en jy beplan nie. Maar besef u dat in ons huisgesinne gaan daar groot dinge gebeur hierdie jaar wat ons lewens kan en gaan verander. Ons gaan werk. Sommiges gaan dalk trou. Die kinders gaan skool toe. Nuwe kinders word gebore. Ons gaan lewe en sekeres van ons gaan sterwe. Net so gaan daar in die gemeente ook dinge beleef word. Ons gaan sien hoe kinders gedoop word. Daar gaan mense wees wat trou. Daar gaan jonges wees wat belydenis van geloof voor God en sy gemeente gaan kom aflê. Ja, en dan gaan daar begrafnisse ook wees. Alles beweeg vorentoe. En ja, miskien is daar 'n klomp dinge van verlede jaar wat ons nie graag wil onthou nie. Miskien is daar 'n stuk seer kry, 'n stuk pyn wat agter ons lê. Ek verneem van woelinge wat hier in u gemeente plaasgevind het en dalk nog steeds plaasvind. Dis dalk iets wat ons eerder wil vergeet en wil aangaan. Dalk is daar teleurstellings, dalk is daar hartseer en ons wil nie graag weer so voel nie. En miskien is dit juist dit wat ons bang maak vir die jaar wat voorlê. Ons is bang dat daardie perfekte wêreld wat ons vir onsself in ons koppe geskep het, dalk kan verander. Ons is dalk bang dat die besluit wat ek gaan neem, die verkeerde besluit gaan wees. Ons is bang om dit wat vir ons belangrik is, te verloor. En daarom is dit miskien goed dat ons vanoggend vroeg in 'n nuwe jaar hierdie woorde van Jeremia hoor. Want wanneer hierdie woorde uit die mond van God kom, gaan dit juis baie sleg met Israel. Onthou, die Israeliete aan wie Jeremia hierdie brief geskryf het, is weggevoer uit hulle eie land as ballinge. Hulle is na 'n vreemde land toe, ver weg van hulle eie huise af. Daar in die agtergrond is Jerusalem afgebreek. Hy's geruïneer. Hulle is nou in 'n land waar hulle die Israeliete kan ons hulle kwaadlik neem as hulle dalk 'n mate van bitterheid in hulle self beleef, want dit was nie hulle beplanning nie. Dit was nie wat hulle graag wou gehad het wat met nou gebeur nie. Maar my liewe broer en suster, daar is so 'n paar dinge wat uitstaan uit hierdie gedeelte van Jeremia 29, wat ek graag wil hê ons moet in 'n bietjie meer besonderhede na gaan kyk. In die eerste plek sien ons dat God sê hy neem verantwoordelikheid vir die ballingskap. Luister wat staan in vers 4. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Hoor jy mooi? God sê, wat ek, die oorsaak is dat julle in ballingskap weggevoer is. God sê met ander woorde, dis hy wat dit laat gebeur het. Hy het dit gedoen, maar hy het 'n plan daarmee. Nou hierdie arme volk was seker so getraumatiseer dat hulle nie kon droom daarvan dat hulle ooit so iets uit God se mond sou hoor nie. En tog kom sê die Here vir hulle, ek is die soewereine God. Ek is die oorsaak daarvan. En dis nou juis hier
waar ons daardie ou worsteling hoor, wat elke gelowige oor al die eeue heen in homself mee worstel. En ek is seker, as ek vanoggend moet vra, steek hande op, as dit nie almal is nie, gaan 90% van u my hande opsteek. Vra soos, wat is God se plan tog met my? Hoe moet ek hierdie lewe verstaan as hierdie dinge met my gebeur? Hoe verklaar ek hierdie dinge wat gebeur? Daar gebeur baie keer in ons lewens slegte goed, en dan verstaan ons dit glad nie. Dan raak ons kwaad daaroor, en ons raak bitter daaroor. Baie mense word so kwaad, dat hulle onstabiel raak in hulle geloof in God drie-enig, en dat hulle geloof heeltemal verloor. Want hoe kan dit wees, dat die goed waarvoor ek gebid het, dan nou nie gebeur nie? Hoekom hoor God my nie? En dan vergeet ons, dat hierdie lewe nie u en my lewe is nie, maar dat dit God se lewe is. Dat ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons aan hom behoort. Op daardie oomblik kan ons dit dalk nie verstaan nie. Dit lyk vir ons donker en uitsigloos en moeilik, maar God is daar. Onthou, hy sê in sy woord vir ons, hy is Immanuel, wat beteken God met ons. Hy sê ook in sy woord, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ja, ook in ons slegte omstandighede, daardie moeilike, swaar omstandighede wat ons beleef, ook daar is God. So dit is die eerste ding wat ek graag wil hê, ons moet hier uit Jeremia 29 raak sien. Die Here sê, dit is ek wat dit laat gebeur. Die tweede ding wat ons skrifgedeelte vir ons wys, is dat God wil hê, dat hulle moet verstaan dat hierdie nie 'n korttermyn situasie is nie. Daar was vals profete wat by die volk gekom het en gesê het, ag ouens, moenie bekommer nie, dis sommer gou, dan is julle weer terug in julle eie land, en dan is alles weer reg. Maar dan kom Jeremia, wat by monde van God met hulle praat, en hy skryf in hierdie brief, hy sê, dit is nie waar nie. Dis 'n langtermyn situasie wat hier aan die gang is. Julle moet julle vestig in hierdie land, want julle gaan vir 'n lang tyd hier bly. Ons lees van 70 jaar. En dan ten spyte van hierdie onsekerheid van die volk, kom die Here en hy sê via Jeremia vir hulle, bou vir julle huise, lê vir julle tuine aan, plant bome, trou met mekaar, kry kinders en vermeerder, moenie verminder nie. Klink dit nie vir u ook onlogies nie? Ons lewe in 'n wêreld waar alles mos met kitsoplossings moet reggemaak word. Hoe vinniger dinge kan gebeur, hoe beter. En as God nie ons gebede beantwoord binne 'n dag of 3 nie, dan sê ons, ag dit help ons nie om te bid nie, want die Here hoor in elk geval nie my gebed nie. Maar weet die broers en susters, dit werk nie altyd so nie. God het 'n langtermyn plan met elkeen van ons lewens. In hierdie geval het hy vir die volk gesê, vir 70 jaar gaan julle in ballingskap wees. Die tweede ding wat ons dus moet onthou, is God het 'n langtermynbeplanning met ons lewens. Die derde ding sê God vir hulle, as julle gevestig het, en julle bly in hierdie land, wil ek hê, dat julle dit nie murmurerend moet doen nie. Met ander woorde, vir die jong mense, julle moet nie kla en kerm oor alles nie. Hy sê vir hulle, ek wil hê, julle moet met 'n positiewe gesindheid in hierdie ballingskap verkeer. Ek wil hê, julle moet hierdie land waarin julle nou woon, se belange bevorder. En nou kan ons seker met reg vra uit ons swak en sondaar mens wees, vat die Here dit daarom nie nou 'n bietjie te ver? Is dit daarom nou nie te veel gevra van my as mens nie? Onthou, die volk wil nie daar wees nie. Hulle is teen hulle eie wil soontoe, dis hoekom hulle in ballingskap is. Hulle het alles verloor. Hulle is in 'n vreemde land, daar word skade aan hulle gedoen. En dan kom God en hy sê vir hulle, bevorder die belange van hierdie land, bid vir hierdie land.
Mense sou seker nie die volk kon kwaadlik neem as hulle eerder bomme wou plant as bome nie. Dat hulle eerder sou wou betoog en toi, maar dit is nie wat God van hulle vra nie. God vra, bid vir hierdie land, bevorder die belange van hierdie land. En dan kan jy met reg vra, maar hoekom? Want God sê, hulle belange is nou ook julle belange. As julle vir 70 jaar hier gaan woon, is dit ook julle belange. As julle goed doen aan hierdie land en hierdie land opbou, en tot 'n seën vir hierdie land is, dan sal julle die vrugte daarvan pluk. En klink dit nie vir ons so half bekend nie? Klink dit nie vir ons so half, of ons presies in hierdie situasie bevind, dat ons dalk in ballingskap in ons eie land is nie? En dan kom die Here en hy vra, en hy sê, bid vir hierdie land, bid vir die regering wat oor jou aangestel is. Want ek, en dis God wat praat, sê ek het 'n langtermyn beplanning vir jou. Ek stel myself in my menswees voor hoe hierdie mense gedink het toe Jeremia hierdie brief aan hulle lees. Hulle het seker gedink, Jeremia, jy weet mos nie waarvan jy praat nie. Hoe sê die kinders? Jy weet mos niks. Maar my liewe broer en suster, hoor u iets van wat God vir ons vra? Hoor u iets van die gesindheid wat God wil hê, u en ek moet hê? Dat God wil hê dat ons anders moet begin kyk, anders moet begin optree. Broers, u wat herbevestig en bevestig word as kerkraadslede, die Here vra, kyk anders daarna. Kyk na dit as my koninkryk, kyk na dit as iets wat ek geskaap het. Moenie na jou medegelowige kyk as hierdie mens wat jou kwaad maak en irriteer nie. Kyk na hom met God se oë, 'n skepping uit God se hand. Kyk anders, dink anders, tree anders op. Ons staan hier in die begin van 'n nuwe jaar, maar hier gaan ook net nou manne voor 'n nuwe bedieningstermyn kom staan en daar gaan 'n klomp uitdagings voor u lê. Om hierdie jaar voluit te leef as mens, is wat God van ons vra, maar ook om as gelowige te gaan uitleef dit wat die Here vir jou gee. En dan sal jy vir my vra, maar wat gaan God van ons vra? En hoe gaan ons dit gedoen kry? En dan wil ek vir u net 'n voorbeeldjie eers gebruik. Die kriminologie is nou nogal 'n gebied wat my fascineer en waaroor ek baie keer oplees as ek 'n geleentheid kry. En in die kriminologie is daar 'n beginsel wat hulle noem die gebreekte venster syndroom. Hulle verwoord dit in Engels as the broken window syndrome. Nou, jy weet, die mense wat hierdie ding opgeteken het vir ons, het dit vir ons probeer illustreer. Hulle sê, as daar 'n leë gebou staan, en daar word 'n venster gebreek in daardie gebou, en daardie venster word nie baie vinnig reggemaak nie, dan loop mense by hierdie venster verby en hulle sien hierdie venster wat stukkend is. En dit dra die boodskap dat niemand regtig omgee nie. So wat doen hulle? Hulle gooi die ander vensters ook stukkend. Hulle begin breek die vensterrame uit die gebou uit. Hulle steel die dakplate. En so het hierdie rimpel-effek baie vinnig verval in die hele buurt, as daar nie dadelik spoedig ingegryp word om die venster reg te maak nie. Met ander woorde, wat hulle eintlik wil sê, is deur een klein dingetjie wat verkeerd geloop het, 'n venstertjie wat gebreek het, het dit 'n rimpel-effek tot soveel meer en groter dinge wat gebeur. Nou vra jy self dalk af, maar hoekom gebruik ek hierdie voorbeeld? Ek glo dat as dit in 'n negatiewe sin waar is, dat iets klein wat verkeerd is, kan aanleiding gee tot 'n groot klomp ander dinge wat gaan aangaan. Dan kan 'n mens mos dit omdraai en sê, maar die teendeel is ook waar. As ek iets kleins goeds begin doen, dan het dit 'n rimpel-effek dat almal iets goed en iets beters wil doen. En ek dink dis wat God vanoggend van jou en van my kom vra.
God wil hê dat ons iets sal doen. Miskien kan jy in hierdie nuwe jaar net een ou klein dingetjie verander en verbeter. Dalk iets hier by die kerk. En sal dit nie wonderlik wees as elkeen van ons begin om ander se belange op die hart te dra nie. En daar in Kroonstad spot hulle my nou al, want ek het eendag daar gepreek en toe het ek gesê, ek moet nie net vir Peter Blaans, dis nou een van die min name wat ek daarom al ken nie by julle. Ek moet nie net vir Peter Blaans ken nie, ek moet weet wat is Peter Blaans se hond se naam, want dan weet ek wat in sy lewe aan. Wie van u weet al wat is jou buurman se hond se naam? Ons raas en ons skel en ons beklei oor die hond wat aanhou raas, maar ons ken nog nie sy hond se naam nie. Dan praat ek nie eers van die baas van die hond nie. Ons het net nou gevra, hoe gaan ons dit gedoen kry? Eenvoudig. Ek sê altyd, daar is mos nou in die teologie sending en evangelisasie. Sending is om die woord van God aan mense te gaan verkondig wat nog nooit van die Here gehoor het. Evangelisasie is om die woord van die Here aan mense te gaan verkondig wat al voorheen gehoor het, maar wat afgedwaal het. En in my opinie is evangelisasie vandag baie meer nodig as sendingwerk. Bitter min mense in die wêreld het nog nie van God gehoor nie. Maar duisende het gehoor en het afgedwaal. Nou hoe begin ons? Hoe doen ons dit? Dominee, kom, jy het nou mos nou vir ons 'n voorstel gemaak. Die woord van God roep ons op. Hoe doen ons dit? Eenvoudig. Begin by jou gesin. Begin by jou familie, by jou vriende, by jou kollegas, by jou gemeente. U sien, dis mos vir my maklik om vir Anet, en vir die van die wat nie weet nie, dis my vrou, om vir Anet reg te help of reg te wys of aan te moedig. Maar dis baie moeiliker as ek na hierdie tannie toe moet gaan wat hier voor my sit en ek ken haar van geen kant af nie. Maar soos wat die kringetjie groter word, word sy deel van die kringetjie en is dit na dan maklik om ook met haar te praat. So begin met iets kleins, begin by jou gesin, begin by jou familie, begin by jou vriende, begin by jou kollegas, die studente wat al hier is. Begin onder julle studentegroep 'n verandering maak. Toe ons gestudeer het ons 'n boek bestudeer wat geskryf was deur Josh McDowell. En in die boek kom dit na vore dat daar 'n man was wat die Christelike geloof vir ewig wou tot nut maak. En hy kom uitgestap en hy sien 'n groepie studente en hulle is lag, hulle is vrolik en hy kom by hulle en sê, "Hoor jy, hoekom is julle klein groepie so anders as die ander mense?" Toe sê hulle, "Maar ons het Jesus Christus in ons lewens." Toe sê hy, "Ag tog man, hierdie gekerk en gebybellees." Toe sê hulle, "Hey, jy hoor nie mooi wat ons vir jou sê nie. Ons het nie gesê kerk nie, ons het nie gesê Bybel lees nie. Ons het gesê ons het Christus Jesus in ons lewens." Geliefdes, het jy al Christus Jesus in jou lewe? Is hy werklik deel van jou lewe? U en ek moet by die punt uitkom wat ons kan sê, wat kan ek doen, Here? Here, waar is die stikkende venstertjie wat ek moet gaan regmaak? Waar wil U hê moet ek begin in hierdie magtige koninkryk van God? En nou kom ons by die sentrale gedagte, uitnodiging aan elkeen, of 'n uitdaging. Ek wil u vanoggend uitdaag en sê, gaan hierdie nuwe jaar in u lewe in met hierdie gesindheid, 'n positiewe gesindheid om die belange van die mense rondom jou, om die koninkryk van God op die hande te dra. Vergeet van die verlede. Ja, ons moet weet waar kom ons vandaan om te weet waarheen is ons op pad, maar moenie dat dit jou verwysingsraamwerk wees nie. Kry Jesus Christus. Fokus op Jesus Christus. Vra die Here en hy sal vir jou die antwoorde gee. Neem vandag die besluit en kyk vandag eerlik na jou eie gesindheid. God vra nie van ons passiewe geloof nie. God vra dat jy jou moue sal oprol en daardie venstertjie wat stikkend is, gaan regmaak. God vra dat jy moet deelneem. As ons hierdie jaar sal ingaan met hierdie gesindheid van wat kan ek doen om tot 'n seën verander te wees? Wat kan ek doen om die belange van God en sy gemeente te bevorder?
Geliefdes, dan kan ek en jy met vreugde vashou aan dit wat in vers 10 en 11 staan. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Onthou, die Here is in beheer van alles. En hy gee ons 'n kans om deel te neem. Ek wil by u pleit vanoggend, kom ons gryp dit aan. Vandag, maar ook elke dag. Verlede jaar in Kroonstad was my nuwejaarspreek, het ek gesê, 'n jaar bestaan uit 365 dae. Dis nie waar nie. 'n jaar bestaan uit 365 geleenthede. Ons is vandag by die 11de. Kom sê 'n bietjie vir my na die tyd, wat het jy al met die 11 geleenthede wat so ver by jou verby is, gedoen? Het ons dit al aangewend tot eer van ons koning? Ons gaan foute maak. Ons gaan dit vandag doen. Ons gaan dit môre doen. Ons kan elke dag foute maak. Want onthou, niks is perfek nie. Ook nie die kerk nie. Moenie toelaat dat jou fokus verskuif word nie. Vergeet van jou man. Vergeet van jou vrou. Jakob, vergeet van jou vriendin. Nog 'n naam wat ek daarom al ken. Vergeet van jou vriendin. Kyk na jou eie gesindheid. Hoe lyk my gesindheid teenoor u as gemeente? Waar ons in bedieningsooreenkomste is. Stel ek regtig belang in die doen en late? Of kom preek ek nou maar net elke Sondag hier en dan gaan ek weer huis toe? Leef hierdie jaar tot eer van God. Doen alles wat jy doen vir hom. Want hy beloof vir jou 'n toekoms. Hy beloof vir jou 'n verwagting. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons stil word, dan het ons nie vanoggend woorde nie. Want hoe staan ons nie elkeen skuldig en kerm en kla met die wit brood onder die arm nie? En daarom wil ons pleit om vergifnis, Here. Ons wil daardie pakkie aan die voete kom neerlê en ons wil kom vra dat U deur die Heilige Gees elkeen van ons sal vernuwe. Dat ons met nuwe krag, met nuwe ywer sal kom bou aan U koninkryk op aarde. Here, dit is so 'n wonderlike voorreg om deel van 'n gemeente van Jesus Christus te kan wees. Moenie dat ons met ons vooraf opgestelde idees negativiteit kom inbring nie, maar gee dat ons sal leef tot eer van God. Here, ek wil vanoggend Potchefstroom gemeente aan U kom opdra, van die oudste tot die jongste, die grootste tot die kleinste. Hulle wat studente hier gaan wees, wat nog op pad gaan wees in hierdie week wat kom, dat U hulle veilig sal lei en dat hulle hier sal uitkom. Here, dat hulle sal besef, ook dit is genade uit U Vaderhand. Seën hierdie samesyn, seën hierdie gemeente van U, hierdie klein nood hier in Potchefstroom, dat dit sal wees tot opbou en tot uitbou van U gemeente op aarde. Hierdie dinge bid ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.